Musiek is te hard, worship is te sag, die elektriek is te veel, die dromme is te hard, die sound system is te bad. So het ons elkeen nie net klagtes in die kerk baie keer nie, maar ook ons eie voorkeure van wat ons graag wil sing in 'n kerk. Hoe werk dit dat ons die Here regtig in gees en in waarheid op 'n Sondag kan aanbid? Almal, van babas tot ouer mense in een kerk. Welkom terug by die tweede deel van ons kuier saam met Alicia en Piet. En ons praat oor die encounter of teenwoordigheid van die Here in die diepte van dit, tesame met iets waaroor ek nou baie opgewonde is nou gaan chat, is worship, aanbidding in die kerk, worship leiers, pastore of predikante, en hoe daai storie aan mekaar steek, die teenwoordigheid van die Here, aanbidding actually, wat musiek en mense en leiers uit te waai het, en hoe om dit te fasiliteer in 'n gemeente. Nou, vir 22 jaar in bediening, dink ek, en julle is in die worship kant op die verhoog, ek is aan die preek en die fasiliteringskant op die verhoog, so dit gaan interessant wees om al die perspektiewe te hoor vandag. Maar hier is wat ek agtergekom het oor hierdie tyd in bediening, en dit is dat een musiekstyl pas nie almal nie. En dit is 'n maase dilemma, want ons praat oor worship, en 'n musiekstyl, en skillsets en tesame met dit is die musiek altyd te hard, of te sag, of die elektriek hoort nie daar nie, want dit is 'n instrument van die duiwel, of die tromme is te hard, of die orgel is te uit, en ja, en of die styl pas my nie, of daai en ons het dit 'n hele styl gemaak, so contemporary Christian is 'n genre. Ja, so ek wil graag daai liedjies luister, want dis wat ek by die huis luister, op Spotify of op YouTube of wat ook al. Daai kerkse songs, of met ander woorde, ons noem dit in Afrikaans voorkeur. Ja. En so daar's niks fout met voorkeure nie. Elke ou het sy voorkeure, sy genre, sy musiekluisterstyl. Maar nou het ons die moeilike dilemma hier, ons sit elke ou se voorkeur in die kerk, verskillende ouderdomme. As jy 'n groterige kerkgemeenskap het, van babetjies tot ouer mense, en elke ou moet geakkommodeer word. Ek het ook gehoor by my worship vriende wat in sound is, wat met jou ore en frekwensies gebeur bo 50-jarige ouderdom. En so, dan is al frekwensies, maar dit klink of dit hard is, maar dit is eintlik glad nie hard nie. En dan is almal bo 50, dis te hard, en almal onder 50 soos ons kan nie hoor nie. En dan is die soundproofing is nie reg nie, die band is te klein te groot. En so, ek dink wat ek net wil sê is, en erkenning voor wil gee, it's all legit. It's real. It's very real. En spraak nie van 'n fout hierdie kant of daai kant nie. Die probleem hier is die volgende. Hoe vat ons as worship leiers en as pastors, teachers, whoever, wat die verhoog saam deel, daai dilemma, en ons sit die Here in sy teenwoordigheid, 'n encounter met God, corporately, in die middel van dit. Want dit raak moeilik. Dis 'n paar stories. Ek het baie gehoor hoe mense sê in aanbidding, corporately in 'n kerk, is die tyd wat die Here met hulle praat. En so nou die musiek verander, of daar's 'n nuwe worship leier, of ons 'n nuwe sound system, en dan gaan dit nie meer so lekker nie, dan die ouers soos die Here, ek hoor nie meer die Here nie. En dan wil ek sê, maar aanbidding is gee, primêr, maar dis ook ontvang, maar hoe die speaker, wat is dit daarmee te doen? Ja. Ons het een keer, het ons die stage decor die verander. En ligte wat bo in die dak was, en afgeskyn het op die verhoog, het ons op stands langs die kante gesit, wat so 'n bietjie meer 'n moderne look gehad het. En dit was verskriklik erg. Van die terugvoer wat ons gekry het was, byvoorbeeld, dat nou kan ou mense, of ouer mense, nie met die kerk bywoon nie, want dit is te modern. En my vraag was, die lig was verlede week in die dak, hy is vandag teen die muur. Hoekom het dit jou kerkbelewenis of jou belewenis van die Here? Die punt wat ek wil maak is, daar's soveel artificial dinge wat ons worship experience so beïnvloed. En vir elke ou is dit my eie real experience. Dit is 'n dilemma. Vir al die kykers, dis 'n dilemma. Want ek het ook 'n voorkeur. Ek het ook dit, met elke ou 'n voorkeur. Maar nou kom ons by sê wat jy wil sê. My gedagtes is, jy kan baie lank hieroor praat om almal se voorkeure
neer te skryf. Ja. Want dit wat jy net gesê het is eintlik te groot. Jy kan dit nie doen nie. Maar die gedagte wat opkom is ons is creatures of habit. Ja. Dit is hoekom die stelsel lyk soos wat hy lyk. Dis hoekom al kerkbodes geskryf word. Dit is hoekom want hierdie is 'n stelsel wat vir die meerderheid werk en dan skryf ons dit neer en dan werk daai vir die meerderheid. Is God se teenwoordigheid daar binne? Definitief. Kan God daarmee werk? Definitief. Gaan hy vir altyd in 'n boksie gesit wil word? Nee, so goed gesê. Daai is ja. Ek het 'n koppel by ons in die gemeente gehad klomp jare terug, baie jaar terug. En so ons het baie tyd saam gespandeer, maar hulle ek wil nie te veel oor sê nie, maar hulle was letterlik getattoo van bo tot onder en was tattoo artists en maar was so lief vir die Here. En hulle het op 'n dag ophou kerk toe kom. En toe ek hulle vra, hoorie, kom julle nie? Ons het baie tyd saam spandeer. Toe sê hulle want ons pas nie daarin nie. Toe vra ek, hoekom sê julle pas hier in nie? Toe sê hulle Rassie, kyk hoe lyk ons. As ons instap in die kerk, kyk ons die vreemdste kyke van mense in die kerk. Jy het in my hart eintlik gebreek, want it speaks a little bit to what you're saying, is ons voorkeure kom so in die pad van dit wat die Here so ver vir jou bo ons. En die manier hoe hy dink en werk en met wie hy werk en hoe hy werk is so vast dat in ons eie voorkeure lê daar beperkings. Maar dis nie verkeerd nie. So ek wil En ons preferences is baie keer so neat en so compact, want ons wil dit beheer. Ja. Dis vir my die grootste antidote vir sy presence is control. Ja. Dit is 'n bogger. Dis 'n bogger en ons weet nie eers hoe groot behoefte ons het om te wil beheer nie. Ja. Die oomblik as iets werk, kan ons dit verpak in 'n boksie en dit verkoop vir die wêreld. Ja. Van wanneer af is dit 'n produk? Van wanneer af is dit for sale? Van wanneer af verstaan? Moet dit my of almal pas? Ja. So hier's die ding. Dit voel vir my. Ek het as dogtertjie het ek gelaf. Soos ek het 'n ding gehad oor hoe dit klink as sy begin beweeg in die kamer. En ek het altyd vir Piet gesê dit klink soos 'n crackling fire. Weet jy hoor die bass en jy hoor die klak daar. Hier huil iemand, daar lag iemand. Hier sit stil, daar sing iemand. Soos dis net so, dis so diverse, maar 'n vuur is uncontrollable. Ja. Like tensy jy nou soos 'n heavy extinguisher en ek dink ons is die grootste extinguishers. Sy presence. Ja. Die oomblik as ons begin, okay, ons is nou klaar 10 minute, nou is dit tyd vir wat nou weer? Oopbreek of afkondigings of trede. Ja. En ons is nie meer flexible nie. Ons weet nie meer wat om te doen as hy. Ek bedoel, dis nou 'n vague term ons kan nie sê hy stap in die kamer in nie, want hy is hier. Ja. Ons stap in die kamer in. Ons word bewus van hom. Ja. Die oomblik as ons noise laat val en ons weer net onsself herinner aan my sheep. My sheep know my voice. Die oomblik as ons begin intune, my ma het altyd die mooiste voorbeeld gebruik. Sy het gesê, weet soos net omdat ek nie op RSG ingetune is nie, beteken nie RSG is nie daar nie. Dis net ek's ooit ingetune op Jacaranda, wat ek al. Sy stem is daar. Dit is soos daar. Dis 'n radiostasie. Dis die hele tyd konstant. Hy praat die hele tyd. Dalk nie audibly nie, maar deur alles wat ons sien. Ja. En jy moet ingetune wees op sy stem, maar dit is so moeilik want dit is so besig, dit is so fast-paced, dit is so noisy. Ja. So die oomblik as ons begin stil word, ons baie keer in ons sets, dan is ons word stil. Ja. So ons ons gaan nou net nie sing nie. Ons gaan nou weg. Ons gaan nou. En as mense soos ongemaklik, hulle begin jy kan sommer hoor. Jy het kriebel en ja, wat doen ons nou? Wat moet ons nou doen? Ja. Ek kan so met jou saamstem. Ek bedoel die hele gesprek in worship en die verhoog rondom free worship was vir baie jare ding. So die 3 vinnige liedjies, 3 stadige liedjies en dit het goed gewerk. 90s baby, ek onthou dit. En toe sê ons soos nee, bietjie meer struktuur. Ons moet in eerste teenwoordigheid kom ons 'n spasie maak vir hom. Kom ons doen free worship. En ons almal so halleluja. En nou weet ons nie wat om te doen nie. Jy weet nou sing die band en hulle is nou net frustreerd want ons het gefree worship en die mense het nie gefree worship en dan kom al die insette nê. Ja, maar die mense kan nie. Kom ons maak 'n plan hoe gaan ons die mense laat free worship? Dis eintlik nie die punt nie. Dis eintlik 'n spontaniteit. Ja. So as ek vir julle twee net met dit wat julle oor jare doen net so kan inbring op hierdie vraag wat ek het. En ek dink nie is 'n antwoord vir al die voorkeur en al die dilemma's wat ons nou geskets het nie, maar in ons gesprek het ons vroeër gepraat oor nie 'n monoloog nie.
ons het gepraat oor 'n dialoog in aanbidding. En wat ek wil merk is 1 Korintiërs 2 sê Paulus so mooi, hy sê wie ken die dieptes van God behalwe die gees van God. Net so ken net die gees van die mens ken die dieptes van die mens. En dan sê hy die dinge van die gees is onsin, is foolishness vir die carnal mens, vir die natuurlike mens. En ek dink hy probeer verwys na sonde nie. Ek dink hy probeer sê vir die natuur van die mens is God wat gees is en ons vlees is. Is dit daar's 'n connection, dis hoe die Here ons gemaak het, maar dis nie voor die hand liggend nie. Dis nie in die 3 vinnig en 3 stadig noodwendig, kan wees. So in teenwoordigheid en worship, monologue, dialogue. Hoe doen dit? Daar is nie 'n antwoord wat vir almal gaan pas nie. Ja, dis goed. Dis waar. Daar's visie. Want God werk verskillend met ander mense, maar ons is almal liggaam. Hy gaan nie vir die oog dieselfde sê vir die oor nie. Hy gaan nie vir hierdie nasie sê hy moet soos die ander nasie lyk nie. Die vraag is, wil jy so kan jy nie verander nie. As jy in 'n plan kerk is, nie het jou advies gegee, kan jy nie verander nie en aangaan met jou stelsel en jy gaan nog steeds in die hemel Is daar baie meer in lewe, nie net vir jou nie, maar so sê God se koninkryk vir jou en ander mense. Definitiewe ja. Ek bedoel, ons het in die vorige episode gepraat van waar ons gemerk was deur 'n encounter met Jesus. Dit het partykeer deur musiek gebeur, partykeer het jy 'n klippie geskop, maar jy was gemerk deur Jesus en dit het gemaak dat baie ander mense om ons lewens was verander gewees. Dis so goed. So in die boksie gaan ons nie nog mense noodwendig bereik nie. As dit gaan oor ons wil nog mense gaan bereik daar buite, gaan ons boksie moet verander. En dan werk die normale boksie nie meer nie. Ons moet terugkom. Want die boksie wil ek sê God het hierdie boksie gegee vir 'n tyd, vir 'n mens en vir 'n dit. En daai boksie werk nog vir daai, maar nou staan 'n nuwe ding en wil ons saam met hom verander. En die nuwe ding het ons God se stem vars nodig vir onsself sodat ons ander kan bereik ook vir hom en ander mense se lewens vir goed kan verander. Maar dit gaan nie net oor ek en jy. Dit gaan nie net oor hierdie experience wat ek het met hom nie. Maar as ek nie daai experience gaan hê nie, gaan ek nie eers iemand anders se lewe kan verander nie. Ek niks om te praat. Want ek's nie gemerk nie. So goed. As ek nie gemerk is nie en ek gaan dit na 'n ouetjie toe en ek sê, "Hey man, Jesus is goed." Hoekom? Nie vir my nie. Dis reg. So jy moet in daai ons moet bietjie ons wil dieper gaan met Jesus. Ons wil hom beter leer ken. Ons wil sy gees, ons wil die dieptes van God ken. As ons die dieptes van God wil ken, moet ons sy gees beter leer ken. Daar's verhouding wat moet gebeur met Jesus, met die Heilige Gees, met God. En daai is nogals 'n kopskuif vir die average persoon. Omdat ons so lank in daai groef was. Omdat ons so lank in 'n groef was. En dit is baie moeilik om nou weg te skuif. Maar hy lei ons. En hy lei ons mooi. Nou die vraag is, hoe uncomfortable is ons bereid om te raak? Dis so goed. Het die antwoord vir ons. Ek het nie die ek dink nogals ek kan testify. Ek sal soos ek doen altyd my preparation. Ek voel easy set. Ek voel ek het hom gehoor. Okay, dan kom ek daar. Voel vir my ek het nou die pad. En hoe hy my altyd toets is in die middel. Ek sal begin dan dink ek, okay, gat ons. Ek het in die week hier gegaan. Ek weet waar ons gaan. Vrou beperk, hier gaan ons. Ja, hier gaan ons vrou beperk. Ewe skielik. Hier by die wind. En die perd wil nie meer beweeg nie. Hy staan stil. Hy soos, nee, ons gaan nie vandag loop nie. So ek soos, maar dan as ek altyd soos gelukkig is, my conversation, dis nie dat ek soos hardop confused raak nie, maar in my binneste, in my hart is ek soos, Abby, glory, is hierdie U? Sy soos, ja. Dan is alles wat ek prepare, dan sê hy, vrom dit op, weg. Hier gaan ons nuwe pad. Dan sê ek soos, oh Lord. Meeste van die band is soos, oh, hier gaan ons alweer. Ek kan ons al there she goes. Dis hoe dit voel as ek sê soos, daar gat sy. En dan is die triek is om nie net toeskouers te wees van iemand wat in die unknown instap nie. Maar ons is soos, okay, let's do this together. Ek het nie idee waar ons gaan nie, nie weet wat ons doen nie. Maar ons gaan dit saam explore. En dit is wat ons verloor het. Ons het totally exploration in die gees verloor. En adventure, is dit nie? En adventure. So dis so predictable. Dis so predictable
en lekker om die songs te sing en is goed wat ons sing. Maar soos jy nou sê buite daai boks, ons weet nie wat om te doen nie. En so imagine nou, jy gaan in so 'n setting in wat baie gebeur in vandag se tyd en waar ons die Here wil vra om te lei, Romeine 8:14, die wat gelei word deur die Gees van God, hulle word genoem nie kinders van God. So om toe te laat dat hy ons lei van die verhoog af is uncomfortable. En ek kan getuig daarvan, want ek was al hier voor, en sit ek hier voor en die laaste song sê die Here vir my, daai was jou preek. So ek sê, okay, Here, maar ek weet nie wat u preek nie. Sy sê jy sal moet gaan. En die werk die profetiese nie ook so nie. Jy weet jy moet hierdie ou bedien. Die Here het vir jou gewys, maar jy het nog geen woord nie. Jy moet eers sê, meneer, staan asseblief op. And is above understanding. Jy moet eers kan dit nie uitfigure nie. Jy kan dit nie. En ek wil net ietsie add wat ek regtig voel, ons moet meer na lean in corporate spesifiek. Dit is asof ons hierdie, dis amper soos met preek ek so, dis hierdie monologue en hierdie mono voice. Dink aan, die worship leader word in die mix loud gesit en al die ander is backing vocals. Maar ons is nie, dit moet actually sy stem is die main voice. Maar hoe klink sy stem? Die Bybel sê, his voice is like the sound of many waters. Hoekom like ons die klank van die see so baie? Of ons sit vir ons kinders white noise aan, of reentjies as hulle slaap. Want is al die frequencies, dis laag, dis midtones, dis high frequencies, dis die full spectrum is sy voice. Dis the sound of many waters. Okay? So as hy praat hy op alle sfeers. Okay? So nou het ons kom, in ons earthly mixing, het ons hierdie ou se stem gelig, want hy sing beter as daai ou. Want ek al partykeer aan luister ek, nê, ons het so geestelike pa, ek gaan nou nie sy naam noem nie. Maar I love worship. Hy neem altyd vir my video, dan hy sing valser as vals. Dan sê die Here vir my, hy behaag my. Dink ek, oh Lord, hy is so af. Hy behaag hom. Okay? Ons het dit totally upside down. Het voel vir my, ons moet terugkom na die choir, meaning, daar is nie een stem wat uitpop in die mix nie. Ons almal sing soos 'n koor. Dis nie een ou wat soos, okay, nou vat jy die lied en ek support jou. Nee. Ons almal support sy voice. Maak dit sin? En dis buite die boks. Want hoe doen jy daar? Want die liedjie wat jy sing, ken hulle nie. En so nou kan ons nie saam sing nie. Saam sing. We join dit kom van 'n ander plek af. Dit gaan nie oor die song of oor die, weet en ek soveel keer sê ons dit vir mekaar, waar aanbidding gaan nie oor die Afrikaans of die Engels of die wat se song dit is. Genre nie. Dit gaan eintlik nie daaroor nie. So of 'n song is of nie, of dit Afrikaans of Engels is en of dit 'n song is wat ek ken of nie. Is nie veronderstel ons aanbidding, ons respons tot hom te beïnvloed nie. Maar dit doen. En so daai lê in die ongemak waarvan ons praat, nê. Saam met dit is daar space vir dialogue. Met ander woorde, kom ons staan 'n oomblik stil net by in ons gesamentlike voice na die Here toe. Is daar ook 'n respons van hom af? Ek wil amper sê, us worshiping him demands a response from him. Hy wil reageer na die oomblikke. Hy wil praat, hy wil connect. Ek het so 2 mooi stories wat ek dalk vinnig net kan deel. Ek sal sy naam sê. So Mervis was eendag hier gewees en hy Mervis. Mervis. Ek onthou in sy werk met ons worship leiers het hy die volgende gesê, hy het eendag net die Here aanbid op die verhoog en toe het hy op 'n stadium het hy gehoor hier's 'n commotion in die kamer, in die vertrek in die kerk. En toe hy so een oog oopmaak, toe sien hy dis asof die Here instap in die kerk en maar van agteraf, nie van voor waar hy sing nie. Van agteraf. Hy sê dat die mense toe nou begin agterkom, dis asof die Here se teenwoordigheid net so in die vertrek inkom, sy manifest presence. So en hy sê ek onthou nog hy het gesê het een ou gesien wat so gekyk het, want hy het begin agterkom hier gebeur iets en gryp die ou net die stoel voor hom vas. So reël was dit. Nee, so dit. Oomblik wat die Here behaag het, wat dit asof hy homself bekend maak. Meer as net die alomteenwoordigheid in die vertrek. Dit is my so mooi. En dan die tweede een was, ek en Michelle was in Korea vir 2 jaar. En ek weet nie of julle weet wie was Yonggi Cho nie, Paul Yonggi Cho. En so, ons al sy boeke gelees, en toe ons land, toe kom ons agter waar ons bly, is letterlik 'n kilometer van sy kerk af. En dis is 12,000 seater, mense daar,
en jy line op buite die kerk elke Sondag, né? En hulle hou dienste, en hulle is 750,000 mense gewees. So hulle line op van Sondagoggend dwars deur die week het hulle services tot weer Sondagoggend. Hulle nooit op nie. Glory. Net daar's so baie mense. En in die Koreane staan, hulle het hierdie wat noem jy hierdie goed van die beauty pageants? Sashes of wat? Sashes. Daai ding. So hulle dit, hulle het nie tags nie, hulle dit, dan is hulle volunteers. So hulle staan voor jou en jy moet in rye oplyn. Dan is hulle soos, aan jongens sê, goeiemôre, halleluja, en dan hardloop hulle. En ons verstaan hoekom, want dan hardloop die mense. Presies. Dis die pad uit. En was ons teleurgestel toe ons in die kerk kom. Van daai massive ronde kerk wat 12,000 seater is, nee, het die grootste orgel wat ek in my hele lewe gesien het. En op daai stadium het die orgel vir ons godsdienstigheid verteenwoordig. Yes. Dit is nie die waarheid nie. Ja. Maar in ons journey saam hier op daai stadium Was it scolded? het ons gevoel, ja, dis nie Dis ons oud, voorkeur dis van nie worship nie. nie, dis eintlik so 'n mooi instrument. Die tweede ding wat ons geskok het was, hier staan Paul Jong Chou met die grootste, langste, breedste swart toga wat jy in jou hele lewe gesien het. Sy hele elders team met almal togas aan en sit almal bo op die verhoog. En ek en Michelle stap daarin en maar binne in daai diens was dit soos 'n healing service. Dit was 'n bid het en hulle gebid het vir siekes en so alles wat ons oor gelees het. En ek onthou daai dag toe ons uit die kerk uitstap, sê ons vir mekaar, ons het hierdie religious ding heeltemal verkeerd. Dis nie die orgel of die toga of die dit of die dat of die happy clappy of die dat of die dis kom uit 'n heel ander source uit. Ja. Dit moet space wees vir die Here om homself bekend te maak. Ja. Hoe werk dit in worship as jy dit lei? Hoe maak jy space dat die Here spasie het as jy worship leier is, dat hy ook kan respond op ons prayers en op ons aanbiddings. Ek wil of ek kry daai die prentjie van as jy 'n kamer moet vul met staf, soos net 'n nuwe huis. Jy moet sê wat so meubels moet aankoop. Jy begin eintlik met die spasie om die meubels, maar obviously is dit belangrik met wat jy daarin sit. Maar dit voel vir my ons overclutter so ons space saam met hom. Ja. Weet? Ons is soos ons het nou hierdie vertrek, wat kan ons alles hier inprop? En hoe meer ons inprop, hoe meer gaan ons weet jy wat nie. So ons vul al die tyd met staf. Met alles. Waar eintlik as jy kyk na musiek, iemand het eendag so maar gesê musiek is eintlik die gaps between note. Dit is musiek. It's the silence between the notes. Of space and design is die spasie between what fills the space. Ja. So vir my is dit soos laat ons hom toe om die space eerstens te vul en gee ons genoeg wiggle room vir hom om goed te kom skuif. Ja. Dis eintlik. Jo. So met ander woorde los ons spasie binne in ons worship set, binne in ons Sondagdiens vir die Here om te respond. Ja. En eintlik moet ons daar begin. Want as ons kyk na die definisie van worship, die eerste keer wat dit in die Bybel voorkom, was Abraham en Isak en hy sê let us go to the mountain to worship. Hy sê vir sy dienskneg, wag hierso, ek en my seun gaan op, ons gaan aanbid. In konteks van gehoorsaamheid. Van sacrificial obedience. Dit was worship. Dit is worship. En daai pas nie altyd in ons propaganda of ons ek weet nie wat se woord nie, dit pas nie in ons framework nie, want ons het 'n plan gehad. En nou vra hy vir ons iets anders. Ja. En nou is ons soos okay, so anyway, maar ek verstaan. Ja. Dit lê alles binne in die spasie en die ongemak om te los en om te weet dat binne daai spasie wil hy soms reageer. As ek op daai kant klim, so die eerste plek wat worship, kom ons gaan worship, gehoorsaamheid iets baie moeilik doen. Gehoorsaamheid iets baie moeilik doen, seënoffer. Ja. Eerste keer wat daar gesing was, ek dink was toe hulle deur die dooie see gegaan het en hulle dit kom uit slawerny uit, ons is vry, Egiptenare dood, sing die eerste liedjie. Ja. So kom ons vat daai, dit is gehoorsaamheid, iets baie moeilik doen, iets baie moeilik het gebeur om ons vry te maak. Dis so goed. Daai 3. So nou is die vraag, wat sê God vir jou as worshipleier, pastoor, vir ons kerk? Vir jou kerk. Wat is die gehoorsaamheid wat ons moet doen? Wat dalk moeilik gaan wees om te doen. Maar het ons vrygemaak, ons sing daaroor.
Ja. So en dit is moeilik want ons moet in verhouding met mekaar. Ek as worship leier kan nie iets anders doen as wat die pastoor sê nie, want aan die einde hy is die enetjie wat 100% verantwoordelikheid gaan wees vir die mense wat daar staan. Ja, is goed. Hy is die leier. Ek kan obviously vir hom sê hy is wat ek voel, maar kom ons sê ons is almal op dieselfde prentjie. Ja. Ons stap saam met Jesus pad deur die week, deur die tyd van Sondag tot Sondag, deur die Woensdae wat ook al is daar gitters en Sondag moet eintlik 'n wat is dit? Overflow wees van wat het gebeur deur die week. Ja. So goed. En yes, die struktuur is amazing. En partykeer doen jy hom met 'n beplan, jy doen hom presies soos wat hy daar was. Maar daar moet 'n spasie wees vir Heilige Gees. Ja. Ek dink jy het dit vroeër genoem, ek weet nie of dit in hier was nie, wat as jy vir die ou sê staan op ek het 'n woord vir jou, dan kom die woord eers. Ja. So wanneer ons sing en wanneer daar iets is wat gebeur, moet daar op 'n manier, en dit is baie moeilik, is baie uncomfortable en ek verstaan om dit 'n spesifieke skill set wees ook, want party ons kan net 3 note speel. Ja. Maar as jy by 'n punt kom waar jy sê, okay, ons raak nou 'n bietjie stil, ons hoor wat wil Jesus sê in hierdie tyd. Moet daar 'n overflow wees van wat het gebeur. Ja. Maar daar's 'n total preparation, maar dan kom crack hy weer alles oop. Ja. So jy prepare alles en jy partykeer is die preparation gebeur 100% wat jy het geprepare het. Ja. Maar daar moet altyd 'n ding wees van ons moet bereid wees om op 'n plek te gaan dat ons nie heeltemal weet wat gaan gebeur nie. Ek het nog 'n tyd op daai. En soms in die moment van vryheid dink ek in worship en veral vir julle ouens wat die worship leiers is, miskien ons noem dit baie keer die Heilige Gees, maar baie keer is my ervaring dat dit ons respons is. Nie iets wat ons vra om te doen nie. Ja. Dis ons respons op wat ons binne beleef. Yes. Wow. Dis is Here ons fasiliteer 'n moment of silence of free worship. Sing net, weet as jou gemeente nie 3 frases gaan onthou nie. Ek bedoel ons het baie goeie skills om vat 1 frase, 2 woorde en hou sing net met dit. So ons baie fasilitering wat in dit kan gebeur, maar soms is dit 'n respons van ons kant af, amper nie eers dis wat die Here nou sê ons moet doen nie. Dis net ons default. Ja, dis is kan ons daaroor praat, dit is oor geld. So die woord praat oor 10, dis die Nuwe Testament praat oor finance en giving en al hierdie. Maar het jy al ooit gedink dat beyond dis wat ek wil hê jy moet gee, dat die Here dalk baie keer vra wat wil jy gee? Dis die grootste konfrontasie vir my ooit. Want nou kan ek ewe skielik nie sê maar ek gaan 'n 10de vir die Here gee want die Bybel sê ek moet 'n 10de gee nie. Want die koning van die heelal kom en vra wat wil jy vir my gee? En dit het meeste van die tyd nie uit te waai met hoeveel nie. Dit het uit te waai met die en worship is vir my dieselfde. Dis wat is jy bereid te sacrifice vir my in die oomblik? Pieter, ons het in die kar gesels en wat gaan ook oor 'n local church sound. En so alle jare, jy weet, van Louis Brits way back when, alles wat ons beleef het in Suid-Afrika en Retief en het saam met ons hier gewerk, so is great tyd geweest. Maar so alles op 'n stadium was dit as jy nou regtig voel hier begin 'n momentum bou in worship en hierdie team by die kerk, dan gaan ons 'n CD opneem. Ons gaan 'n CD opneem, ons gaan 'n album uitbring. En deesdae werk dit nou al heeltemal anders, die Here sien, maar net daai gevoel van wag, hier gebeur meer as wat ons dink. Dit beteken equals CD. Ja. Maar tog is daar beyond daai gedagtegang, maar dis niks fout daarmee nie. Daar's 'n klank wat uit ons moet kom as 'n kerk. Wat net vir locally is. En soms is dit 'n local anointing. Ja, local anointing en songwriting practically en daai in. Ja, so jy kry die global anointing. Jy kan sing die No Longer Slaves of die hele wêreld sing dit. Ja. En is mooi. Wat en as daai lied begin, Ja. man, dit is 100% waar vir ons almal. Maar dan sal die local anointing wat ek beleef in die average kerk nie meer so baie gebeur nie. Maar funny genoeg in kerke waar dit nogals warm is, kry hulle almal daai man, Hier is ons in. something is happening here. Nou, in die verlede was dit so of die gedagte in die verlede was baie gewees ons het iets en ons moet dit weer eens uitkry vir 'n local anointing. Ja. Maar daar's ietsie anderster wat as jy nou praat van secret room, dis eintlik net vir ons. Ja. Ons moet vir ons kerk ietsie skryf en dit hoef nie eens noodwendig 'n hele liedjie te wees nie, maar 'n phrase of wat ook al wat God besig is om te doen in ons
hierso by ons. Want daar's 'n preekreeks wat gebeur. In die preekreeks hoor mense goeders by Jesus, goeders gebeur, mense gaan deurstap, en wanneer jy met mense praat, dan besef jy daar's amper altyd 'n golden thread. Ja. Hy's besig om met almal in hierdie een kerk oor iets mee te praat. Dit gebeur oor en oor, Ja. en baie en ek gaan nie, dit is altyd so in ons gemeente. Wat doen God by jou gemeente? Man, hy's besig met dit. Ja. As my vraag maar, hoekom skryf ons nie 'n song oor dit nie, of 'n koor oor dit nie? Zamar, die woord vir een van hulle is om te sing met instrumente. So as daai liedjie van Duraf kom, No Longer Slaves, dit is ons Zamar, Ja. Zamar om saam. Plugins, Maar Tehillah is die nuwe woord. Ja. Dit is daai anointing wat ons baie keer mis. En Ja. daai Tehillah is enetjie wat hy sê God inhabits the praise of his the people. Tehillah of his people. Dis die Tehillah of his people. Ja. So as die Tehillah is die ons moet liedjies skryf vir ons. Ja. Dis nie 'n ding wat ons almal wat die wêreld Ja. al saam gesing het nie. Dit is ons song. Dit is 'n nuut En dis 'n- gemaakte song vir ons vir die oomblik van nou. Vir die oomblik. Dis in die moment. Die gedagte moet nie wees en ons gaan hom opneem en hy gaan bekend raak en die hele wêreld gaan hom sing nie. Self response. Ja. Dit is net ons response wat besig Ja. is om nou te gebeur. Rou, unfiltered. En is baie keer, want die Bybel praat van he puts a new song in my Ja. mouth. Maar ons wonder hoekom daar nie 'n sang is nie, maar ons maak nie eers ons mond oop om net En partykeer klink hierdie liedjie nie mooi nie. Ja, o Lord. Maar ons is eintlik, want dis nou weer wat ek wil sê, ons is in Ja. ons kultuur gebrainwash om te Ja. sê ons sing die liedjies Ja. wat mooi op die oor is. Ja. En dit is nie noodwendig altyd waar nie. Jy moet die liedjies sing wat op jou hart is en partykeer Ja. klink dit Van my vreemd, maar dit is David Pascal ja, dans undignified. en sy vrou het nie daarvan gehou nie. nee, Dignified. maar daar's so 'n anointing daar wat ons baie gemis het, die average kerk. En die westerse kers is so dignified. Ja. O Lord, as ons 'n stuk tassie was ons Dis ons kultuur, ja. ja, en hy vra van ons om ons dignity uit te verloor, trek. ja. Meaning ons gee nie om en dis so moeilik. Die ligte is op jou. Ja. Ek bedoel baie keer en ek dink dis hoekom die principle van maak jou oë toe en imagine net. Soos Ron Canoli het altyd so mooi gepraat van audience of one. Okay, soos maak jou oë toe. Dis jy is a priest unto him. Dis hy en jy, dis 'n dans. Ja. Okay, hy steek sy hand uit, jy respond. Ja. Julle twee dans. Ja. Dan draai hy jou in die ronde, dan vra hy jou om te wag. Dan dans hy om jou te beïndruk. Ja. Verstaan? Of wat ek al. Ja, hy doen sy dansie en dan kom haal hy jou weer en dan is dit soos, maar daar's heeltyd die yield en die follow en Ja. die yield, lead, yield, Ja, lead, so goed. yield, heeltyd. Maar daar kan nooit 'n wanbalans tussen daai twee wees nie, want dis 'n dans. Dis 'n dialoog. Ja. Dis 'n dialoog. Ek dink laastens vandag se episode as hierdie is so belangrik en is belangrik vir worship leiers, pastore en vir die gemeente. So van ons kant af van die pastor se kant af is dit altyd moeilik want ons het 'n idee wat jy wil hê vir 'n diens. En jy daai song wat in jou binnekamer luister wat jy love en connect met Jy die voel Here hom. en dan wil jy die band moet hom ook doen en ek weet daar's niks fout in al hierdie goed nie. Maar die vloei tussen die worship leiers en die predikant en die worship leiers of die ou wat bedien die Sondag is super belangrik. Ja. Ek dink as ek daarin kan praat is daar nie 'n vriendskap en 'n vertroue tussen mekaar is nie. Kan ons nie vloei nie. Want as ek 'n preek voorberei het en ek sien my vriend Dirk is besig om te vloei, dan ek bedoel elke keer as ek dit soos man, ek wil hierdie mense moet hierdie goed wat ek nou gaan sê hoor. Maar ek sien is 'n moment dat ons moet 'n geleentheid gee vir die Here om te doen wat hy wil doen. En 90% van die kere is dit so ek weet wat doen ons praat van die brotherly rub. Jy kry nie brotherly ons moet nou aanbeweeg. En partykeer is dit so, partykeer moet ons aanbeweeg. Ja. Maar ek dink wat ek net sal sê is die verhouding tussen 'n worship leier en die ou wat bedien op 'n Sondagoggend is ongelooflik belangrik. En as die goal God in Jesus is en om hom te volg in die oomblik ook, dan baie keer is daar net 'n preek waarskynlik of net 'n worship Sondag. Maar ons dis moet 'n samewerking. dis Dis 'n noue samewerking. en dis 'n groei in die vloei in. Ja. So in die verhouding en in die manier om hierdie te maak gebeur is daar baie skill betrokke. Jy kan nie 3 note speel en vir uur vloei as die Here iets doen in die kamer nie. Jy kan ook nie as jy nie genoeg substance in jou het in jou tyd saam met die Here en die Here sê in die voorste ry dis nie daai preek nie, jy gaan iets anders bring nie. Dan is daar net nie genoeg
in my om deur dit te laat om te bring wat hy sou wou bring nie. So aan julle kant net 'n paar idees rondom as 'n worship leier nou hierna kyk en dis ja man, ek weet wel worship leiers is dit is ons wil eers dink ons wil sien hoe die mense reageer in worship. Op watter manier ook al sit, staan, hande in die lug, plat op die grond. Maar wanneer dit gebeur, voel ons okay. Hier's 'n movement in die worship. So wat 'n skill sets is belangrik vir 'n worship leier. Van instrument tot vocal om 'n ou te help om in daai rigting te beweeg. Ek sal my vinnige gedagte is as jy nou gaan van pastoor Sondag tot Sondag, hy kan nie net opstap noodwendig en net preek nie. Hy moet sit en tyd spandeer met sy preek. Ja. En musikant is presies dieselfde. As jy jou 3 nootjies geleer het, jy kan nie van Sondag tot Sondag dra net met dit nie. Ja. So jy moet sit. Ja, maar die donderdag rehearsal is nie eintlik daar om te rehearse nie. Dis om by mekaar te kom en te rehearse. Jy moet vooraf gereed wees. Ja, so van 'n musiek ding af, daar's mens raak so maklik vasgevang in die papier en die bladsy voor jou en die struktuur van die liedjie dis waar hy was. So een van my goedes wat ek sal sê is wanneer daar 'n braai is of jy by die huis is of so ietsie, haal die gitaar uit en probeer al die liedjies wat jy ken uit jou kop uit te speel. So al maak jy foute. Dis goed, ja. Speel net die liedjies uit jou kop uit. Probeer nie dit voor jou. Probeer om te sê, hey guys, kom ons worship. Wat gaan ons sing? Moenie jou foon uithaal en nie dan Google nie. Sê wat sê ek gaan sing? Jy ken baie liedjies. Ja. Almal ken baie liedjies wat jy en dan probeer dit uit te figure terwyl jy speel omdat dat jy net want daar's ietsie van as jy net wegbeweeg van die papier voor jou af om te sê kom ons ek forceer myself om net te speel. Dis so goed. Dit sal later oortrek na die live toe. Ek sê nie doen dit onmiddellik nie. Doen dit onmiddellik vir die mense nie. Ek sê net leer jouself dadelik om al ken jy net die 3 woord nootjies, daai 3 nootjies te speel sonder op die papier te kyk by jou huis. Ja, dis so goed. Dan word deel van die skill development lê in wat jy nou net beskryf het. Ek het nou nog so in my BC days was ek 'n Metallica fan. So before COVID. Ja. Nee. Oor nog langer terug. Baie lank terug, ja. Nee, ja, before COVID. Sorry, ek staan. Maar wat baie interessant vir my was, is nou dag ek in 'n staan ek in 'n vertrek waar jeugband is. Toe kap hy elektriese gitaar se riff van Enter the Sandman. Gooi maar in die worship en jy weet hy sit in sy kamer en oefen doen en jy sê hy het so 'n riff daar gehoor daar. Maar wat jy basically sê is ons kan nie met low skill sets verwag om te vloei in 'n oomblik as ek nie gereed is nie. En dis dieselfde vir 'n ou wat bedien op enige front of so worship leier. It's not going to happen only in front of people. Het gaan nie net gebeur as jy net voor mense probeer nie. Jy moet dit by jou huis om 'n vuur. Daar kan mense ook wees, maar dit moet dit moet eers by jouself gebeur. Dis waar jy dit voor mense gaan jy nie die skill leer nie. En dan op 'n praktiese level want die bogger is ons het spontaneity even geboks. So dit het even daar's 'n manier ons spontaneous is en dit kan nie 'n resep wees nie, dan sit nie meer spontaneous. So wat ons doen is ons sê, okay. Ons sal net maar even 'n scripture vat of ons sal so wat ek baie keer vir mense sê is vat Psalms byvoorbeeld. Gaan sit hom voor jou. As jy nou sê maar jy's nou voor jou instrument en begin dit net sing. En hoe real hulle was. Maak worship weer messy. Ons wil dit so polished hê. Perfek. Ja, ons wil dit soos hierdie is my goeie version. As alles goed gaan. Dawid het gesê het my verlaat. Voel ek gaan doodgaan waar is hy? Ons koor daai tipe songs weer. Ons koor daai songs want mense relate nie meer tot songs nie. Ons koor daai songs wat sê, okay, Abby, jy voel ver maar ek weet, is altyd naby. Is altyd daai. Dis 'n goeie song daai. Cinema. Of die ander ding is om space te laat ons doen dit baie keer in corporate. Ons begin vloei. Ons het ons basic structure van chords. Ons sit hom op loop, so to speak. En dan begin ons wag. Laat iemand letterlik in die crowd ietsie uitsing. Al is dit net 'n simple I love you of whatever. Ons sê, okay guys, hier is nie meer ons nie. Dis nou julle. Ja, toevallig is die mics vir ons stemme, maar ons is die company of priests unto him. Ons is so hier is nie 'n one man show nie. Jy wag nie vir my om vir jou te sing nie, namens jou te sing nie. So wat sal jy vir hom sing as jy nou kon sing? Ek het een van my geestelike ma's, Susie Jarre. Sy gaan sommer so om met die mic en sê sy kom, wat ek kom wat jy sê. Kom, wat ek hoor.
whatever. En daai ouens as jy nou sê van daai Metallica songs wat se ek onthou ek het na Leonard Jones en dit was back in the day Morning Star. Ja. Dan doen hulle I wanna hold your hand. Hulle doen daai songs kom die manifested presence. Mense gaan van die noot af hulle like meaning dis nie mooi nie, dis nie polished nie, dis messy. Maar dis opreg, so authentic. Exactly. Ja. Julle hierdie was so goed. Daar's baie goed wat ek weet nog kom en wat ons net nie nou kan announce al nie, maar wat ons op die Here voor vertrou. So dankie dat julle ingekyk het op hierdie 2 episodes en ons vertrou. As jy enige navrae het, wil ek jou uitnooi om te kontak, ons te vra sodat ons kan kyk hoe kan ons moontlik kan help en miskien kan hierdie 2 op 'n manier help, maar ons is opgewonde om te sien dat die liggaam en die kerk en die bruid van die Here in die volgende 20-30 jaar weer sy stem of haar stem sal vind in 'n reaksie van ware aanbidding, regtig in die Here se ware teenwoordigheid ingaan, meer as net die alomteenwoordigheid. En mag jy geseënd wees. Mag jy as jy worship leier is, mag die Here jou vat na 'n spasie toe waar jy nie net hom aanbid nie, maar mense help facilitate in sy teenwoordigheid in. En as jy 'n pastor is, mag jy in verhouding staan met jou worship leiers en vloei saam met hulle in die Gees om die Here toe te laat om soms in die kamer te doen net wat hy wil. Dankie dat jy gekyk het.